U is hartelijk welkom hier op Joy Mission Radio. Ek is Willie Sondersen en ek nooi u uit om saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, vandag wil ek verder aangaan. Ek het verlede week met u gepraat oor Leave My Isaac Alone. Nou, vandag wil ek met u praat oor my winterseisoen. In daardie oomblik van krisis, soos ek ook verlede week vertel het, in daai krisis oomblik stuur iemand vir my die lied, en die inleiding van die lied het die sanger gesê, "You can have your Ishmael, but leave my Isaac alone." Nou, soos ek genoem het, het my Isaakie was my vrou, van die oomblik wat sy siek geword het. Nou, ek wil vandag verder vertel van die ontdekkings wat ek beleef het tydens die siekte van my vroukie, my Isaakie. Nou, vroeër het ek met u gedeel oor die brekingsprosesse in een van my programme. Nou, om u geheue te verfris, wil ek u net so kortliks die verloop van my reis tot nou toe meedeel. In 2012 het ons die ontstellende nuus ontvang dat my lieflingvroukie Annetjie gediagnoseer is dat haar beenmerg voorsien nie meer die liggaam van al die rooi en wit bloedselle wat die siektes, infeksies in die liggaam kan beveg nie. Ook haar bloedplaatjies het ook drasties verminder. Wat dit in die mediese terme beteken is dat die voorloper is van bloedkanker, leukemia. Nou, daar het skielik 'n donker wolk oor ons huis gehang. Ek en my vroukie het besef dat met Jesus in ons boot beteken dit nie 'n doodsvonnis nie. Nou, ons was al vir baie jare was ons getroud. Nou, sy word op 'n inspuiting geplaas wat R20.000 per maand kos. Om die skok te verwerk van dat hulle hierdie siekte by haar gediagnoseer het. Nou, wanneer ek alleen was, het ek in trane God gesmeek om net vir my deur sy woord oor ons toekoms te praat. Ek wou nie my liefling ontstel of haar laat agterkom dat die nuus my geweldig ontstel het nie. Op 'n dag het ek gebid en my Bybel oopgeslaan en met my vinger op 'n skrif gedruk. En nou die skrif waarop ek gedruk het en wat vir my uitstaande was Matteus 19 vers 26. Dit was asof ek nog nooit daardie skrif gelees het nie, en ek wil dit graag vir u lees. Hy sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dit is so 'n antwoord op wat ek gevra het. Ek was oorstel van blydskap en verlig dat die Here my die bevestiging gegee het dat die probleem wat nou vir ons soos 'n doodsvonnis lyk, vir God geen krisis is nie, en dat alles by hom moontlik is. Dit voel skielik vir my of ek het meer oortuiging en geloof dat God op die toneel vir ons gaan deurkom of ondersteun. Nou, dit was die begin van ons reis van 7 jaar. Ek het Matteus 19 vers 26, ek het dit geslaap, ek het dit geëet, ek het dit verklaar. En ek het my liefling het saam gevas en gebid 2 keer per dag, nagmaal gehou waarop ek haar elke dag gesalf het met olie. Ek het ook soms haar voete gewas en verklaringe gemaak wat haar genesing geroep het. Dan het daar tye gekom dat sy verbeter
en die rigting van die siekte tydelik vertraag is. Om te verduidelik die probleem van die siekte lê in die beenmerg. En die enigste mediese oplossing is om 'n beenmerg oorplanting te kon kry. Om ons geloof verder te versterk, het ons bevestiging gekry dat daar geen wonderwerk gebeur, dat daar 'n wonderwerk gebeur. My broer se seun skakel my op 'n dag en hy was onbewus wat Annetjie Mekeer, my vroutjie Mekeer. Hy vertel vir my dat terwyl hy op pad was na sy werk toe, wys die Here hom 'n gesig en my naam verskyn voor hom. Hy vertel dat hy sien iets wat lyk soos 'n beenmerg en hy sien hoe dat 'n groot hand die murg uit die been uithaal en 'n eystermurg terugplaas. Toe hy dit vir my vertel, vriende, bars ek uit in trane en ek roep uit, Oscar, sy naam is Oscar, jy is 'n profeet. Ek was oorstel van blydskap dat die Here bevestig nou dat die Here haar gaan genees. Ek het sommer in tale uitgebreek en God gedank en geloof en geprys. Ons het bly by die Here vertrou vir daardie hand wat die murg gaan oorplant. Skielik kom daar 'n verbetering in haar toestand en ons geloof in die Here word so versterk en ons kyk uit vir die goddelike oorplanting en dan die finale slag dat die siekte gaan die Here genees. Net daarna, einde 2016, doen hulle weer 'n bloedtoets en groot was ons vreugde toe die uitslag kom, toe was dit dat sy 100% gesond en sy word van medikasie vrygestel. Ek gaan van kerk na kerk toe, selfs op Christelike Engelse TV-kanale wat oor die wêreld uitsaai en gee my getuienis waar ek ook al kom van haar genesing. Die dokter verklaar aan ons dat dit 'n wonderwerk is. Hy sê dit self met sy eie mond. 2017 was vir my vrou 'n gesonde jaar en ons kon God net loof en prys. Desember maand van 2017 neem hulle weer bloedtoetse en die uitslag kom en dit wys dat haar bloedvlakke het drasties gedaal en sy moet onmiddellik hospitaal toe vir bloedoortappings. Nou vriende, dan val jou geloof wil dan val in struike, maar dis wanneer ons moet vashou met lankmoedigheid vashou. Die skielike verandering van genees tot drastiese bloedoortappings het my geloof wou skaak en my wou laat twyfel. Te midde van die teleurstelling bly ons vertrou en verklaar dat by die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Hierdie aanval was maar net die laaste stuiptrekkings van die verwoester. Sy ontvang 4 punte bloed en elke 3 maande moet sy bloedoortappings kry. Later versleg haar toestand verder en sy moet elke 2 maande en toe ook elke maand, September 2018, word sy opgeneem vir die soveelste bloedoortapping. Sy bly kla oor 'n pyn in haar niere en nadat daar van haar 'n skandering, 'n scan op haar niere gedoen was, word bevind dat haar niere funksioneer maar 5%. Na 'n kort kursus in die hospitaal onderneem ek om haar nierdialyse self by die huis te doen, want daar was nie 'n vakante nierdialyse masjien in ons omgewing beskikbaar nie. Tuis moet ek die dialyse 5 keer per dag doen om haar bloed te suiwer. Ek doen die dialyse vir ongeveer 4 maande. In Februarie 2019 word sy opgeneem vir die soveelste bloedoortapping. Toetse word in dieselfde tyd geneem om te sien of daar verbetering op haar niere is.
Die uitslag toon 'n ontstellende negatiewe uitslag en sy moet noodgedwonge op 'n niermasjien gekoppel word. Intussen raak sy al swakker en swakker. Ek doen alles vir haar. Ek was haar, ek trek haar aan, ek help haar om te loop en later het ek vir haar stoot en 'n karretjie gekry en haar in 'n stoel laat sit. 2 keer per week staan ek 2 uur in die nag op en was haar, trek haar aan en 4 uur in die oggend ry ons na Hermanus toe. Nou intussen tyd het daar vir haar 'n bed beskikbaar geword in Hermanus, dat hulle het uitgevind dat dit wat ons gedoen het by die huis het nie gewerk nie. Ons het nou in Hermanus is daar 'n masjien vir haar, 'n bed vir haar, en nou so. Nou moet ons 4 uur in die oggend, ek staan 2 uur op en dan 4 uur in die oggend ry ons na Hermanus toe en 4:15 koppel hulle haar aan vir 4 ure op die nierdialyse masjien. Die 16de Augustus 2019 word sy weer op die dialyse masjien 4:15 gekoppel. Terug by ons huis daai middag het ek en sy so 'n bietjie gerus op die bed. Ek het later het ek toe opgestaan, kombuis toe gegaan om vir ons aandete te berei. Terwyl ek besig was, kry ek skielik 'n snaakse gevoel en die Heilige Gees prompt my om dadelik na die kamer te gaan, want daar is nou fout by my dierbare liefling. Nou, toe ek in die kamer kom, was sy so deurmekaar en weet nie waar sy is nie. Ek skakel dadelik my huisdokter nadat hy haar ondersoek het, beveel hy vir my, ek moet dadelik haar by die hospitaal kry in Kaapstad. Nou so vinnig moontlik as wat ek kan, moet sy opgeneem word. My huisdokter was baie ontstel toe hy haar sien. Nou, sy het absoluut ook asof sy de mekaar geraak het. Dit word bevind dat sy iewers 'n kiem in haar bloedstroom opgedoen het en hulle bestook haar met die sterkste antibiotika behandelings. Weer is daar verbetering en hulle plaas haar oor van die intensiewe versorgingseenheid na 'n privaat VIP saal, vriende, wat alleenlik gebruik word. She was a princess in the eyes of my God. En terwyl hulle haar oorplaas, sy het in hierdie saal gaan lê waar die president en die ministers daardie saal word vir hulle gehou. Onlangs net daarvoor sy daar gaan lê het daai tyd president wat ons eerste president was, ten minste het hy ook daar gelê en daar het hulle gelê. De Klerk was ook daar gewees in hierdie VIP lounge of hierdie VIP saal. Dis net waar een persoon lê, daar's 'n TV in en alles. Nou vir 1,5 maand versorg hulle haar daar en ek kry toestemming om dag en nag by haar te bly om te help met haar versorging. Nou baie van die verpleegtaakies het ek help verrig. Nou sy was tevrede as ek daar is en die sanitêre taakies ook self kan behartig. Jy weet, sy het meer vrymoedigheid na my toe as wat sy vir die mediese staf vrymoedigheid gehad het. Nou dit was vir my die grootste, eerbaarste taak om te doen. Ek kon sien dat haar toestand is besig om te versleg. En die Here gee my 'n droom dat ek en sy gaan skei. Nou op daai stadium was ek al 53, ek en sy 53 jaar getroud. Sy was 73 jaar oud. Maar in die droom wat ek kry, weer klink
die woorde net vir my so duidelik, celebration, celebration. Ek vra vir die Here, dat as hy besluit om haar te kom haal, dat hy my net die voorreg sal gee, dat ek haar oogies self sal kan toedruk of toemaak, en haar die laaste vaarwel groet kan gee, voordat sy na die ewige tuiste sal gaan, waar Jesus vir haar die prys betaal het en haar losgekoop het, want die Bybel sê in Openbaring 1, aan hom wat ons so lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het deur in sy bloed. Nou haar dankie, waar ek vir haar kan dankie sê, ek het gedink, ek wil daai laaste groet, Here, as dit dan u wil is om haar te vat, Here, wat kan ek doen, Here, en dit is 53 jaar wat sy bereid was om my vrou te kon wees, onder baie moeilike omstandighede. Ek het gebrand, toe ons 'n jaar getroud was, is ek in 'n ontploffing gebrand, 90 tot 95% van my liggaam het verbrand, van my liggaamsvelle het verbrand. Sy het my bygestaan al die tyd. Nou die middag van 3 Oktober sien ek hoe haar bloeddruk val en haar asemhaling verander. Ek raak benoud, Here, is dit die einde van ons reis saam, 'n eensame pad wat wag op my. Die hartseer oorweldig my en ek moet afskeid neem. Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Toe die horlosie 7 uur slaan op die 3 Oktober, toe blaas sy haar asem uit. Haar stem is stil. In 'n vlaag van trane het ek haar die laaste soentjie gegee en haar oogies vir haar altyd toegemaak. Vriende, ek het toe ek haar soen, toe voel ek, sy is nie meer daar nie. Ek het die Here dankie gesê vir die engel wat hy aan my geleen het vir 53 jaar. Ek het tydens haar versorging 'n sny op my been opgedoen en ek het die wond self probeer behandel. Deur die tyd wat sy in die hospitaal was, het sy altyd wou weet, hoe gaan dit met die wond aan jou been? Dan het ek haar verseker, ek behandel dit en dit sal regkom. Terug by my huis, na alles afgehandel is en hierdie hartseer verhaal in my binneste beginne, sy toleis, terug by my huis, was ek skielik alleen. Haar plekkie was leeg. Die hartseer eensaamheid oorweldig my. Trane vloei soos 'n rivier. My hart was stikkend. In hierdie tyd van rou word die wond op my been al groter, word skielik groter en meer gate val in my been in. Ek beleef die ergste pyn wat ek in woorde nie kan beskryf nie. My dogter het aan die ander kant van my huis in haar kamer, in die nagte hoor sy my snikke kan hoor, soos ek huil van pyn, my smeekinge na God vir genade. Ons bevind ons in die grendeltyd en ek kom van die COVID natuurlik. Ek kom nie by 'n dokter uit nie en een Sondagmiddag lê ek op my bed. My gemoed was stikkend en ek vra die Here om met my te praat. Waarom moet ek deur hierdie seisoen van smarte gaan? Met betraande oë soek ek na oplossings in die woord. Daar was tye dat ek voel ek gaan beswyk. Deur my betraande oë kyk ek na die Bybel wat hier langs my op die bed lê. My oog val op die skrif Jakobus 1 vers 2. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders wanneer julle in allerhande versoekinge val, want julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek en niks kan kortkom nie.
Ek lees die hele boek van Jakobus en toe ek hier by Petrus se sendbrief kom, lees ek en tot my verbasing in 1 Petrus 1 vers 6 lees ek daarin, verheug julle, al word julle nou, u moet weet ek lê in huil van pyn, dat my dogter buitekant in die straat kom sy aan, hoor sy hoe huil ek. En hier kry ek hierdie skrifte, ek vra vir bemoediging, maar ek kry hierdie skrifte nou. Hy sê, verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, vir 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter is, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Jesus Christus. Vriende, dis wat gebeur. In Romeine 8 sê Paulus, skryf hy daar so, hy sê, hy het ons geverordineer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Vriende, jy sit met al daardie dinge, tog lief, hy sê daar verder, julle al sien julle hom nou nie, tog lief het, en dis nou Christus wat op die toneel verskyn, as julle hom lief het, en wie julle al het julle hom nog nie gesien nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike, heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ek soek 'n oplossing, ek soek 'n bemoediging, maar ek kry hierdie bemoedigings, ek huil. In die trane vra ek, Here, is dit die pad wat ek moet loop, om daardie onuitspreeklike heerlikheid te kan bekom, as ek daardie heerlike blydskap wil bekom. Here, is dit die pad na lydsaamheid, is dit die pad dat ons soos goud moet skitter, is dit die drukking waarin u ons louter, soos goud wat deur vuur gelouter is. Corrie ten Boom se woorde, the cross of Jesus Christ shows us that we can accept suffering as the part of God's plan for mankind, for this world. Spurgeon het gesê, daar is geen kroondraers in die hemel, wat nie kruisdraers op die aarde was nie. Eendag terwyl ek op my bed lê en ek krul en huil van die pyn, dat dit voel asof iets my lewendig besig is om op te vreet. My 2 kinders, na wie ek ook moet omsien, is nie in staat om my te versorg nie. As ek in die kombuis besig is om kos te maak, dat die pyn so erg is, dat my trane in die wasbak en daardie skorrelgoed water val. Die hartseer verlange na my liefling en die pyn, soms voel dit is net die dood wat verligting kan bring. Een Saterdagoggend, om 8 uur na 'n nag dat ek wakker lê en die ure sien verbytik. Ek is uitgeput en ek sê vir die Here, is daar dan nie 'n dokter wat my kan opneem in 'n hospitaal en my morfine kan voorsien vir die pyn? Ons is in COVID-tyd, ons mag nie eers ons huis verlaat nie. Of net 'n dokter om net 'n operasie te doen wat net die pyn kan verlig. Ek het nog dit in my gedagtes gedink, toe lui my foon, toe is dit 'n chirurg, vriende, wat op 'n Saterdagmôre, 8 uur daai môre, my bel en vra vir my, in die grendeltyd, vra vir my, hoe gaan dit met jou been? In trane sê ek vir hom, dokter, jy kom op antwoord van gebed, die Here het jou gestuur. Vriende, hierdie dokter is 'n chirurg, hulle werk gewoonlik nie op Saterdag nie. Dit was 8 uur op daai Saterdagoggend toe hy my skakel. Die 5de Mei tydens die grendeltyd opereer hy aan my. Hy doen 'n oorplanting. Vir 2 weke mag ek nie met my been op die grond trap nie. Sonder my liefling is ek en my 2 kinders alleen. Wie gaan my versorg? My 2 kinders is nie daartoe in staat nie. Vriende, die Here stuur op 'n wonderbaarlike wyse die bekwame
kind van Jesus wat aanbeveel dat sy vir ons sal kom huishou. Na 2 weke gaan ek na die bed gaan ek het ek in die bed gelê en ek gaan sien die dokter toe hy die verbande afhaal, was daar weinig van die velle wat hy oorgeplant het wat gegroei het. By die teleurstelling was die verligting groot dat die ergste pyn net verdwyn en die dokter verwys my na wondekliniek wat die wond sal behandel. Die wond skei 'n vog af wat so sleg reuk, het my beddegoed is sopnat. Na maande se behandeling versleg die wond net. Ek is moedeloos tot die dood toe. Ek is bang ek gaan my been verloor. Ek staan in die straat, dan huil ek. En ek kyk so op in die hemel en met betraande oë vra ek, Here, is die hemel het my betraande oë gesien. Is daar geen uitkomste nie? Oral bid mense vir my een nag terwyl ek so lê en die slegte reuk so in my komberse intrek, het ek en ek wakker lê en vir die Here sê, Here, is daar dan nie iewerster 'n profeet wat vir my 'n woord kan gee dat U al my gebede hoor nie. Here, hoekom is U so stil? Die hemel het stil geword. Buite was dit donker en in die nagtelike ure kry ek, dit was hier omtrent in middernag, kry ek 'n voice message op my telefoon van my skoonsister wat 'n pastoor is. Sy sê, Willie, ek het 'n boodskap van die Here vir jou. Kashabandaba. Halleluja. Die Here sê vir my, jou gebede het nou soos 'n memorial, 'n gedenksteen voor sy aangesig gekom en hy gaan jou gebede nou antwoord. Toe my huisdokter die toestand van die wond sien, het hy moet teruggaan na die chirurg. Die chirurg stuur my na 'n dokter wat bloedsomloop en are spesialiseer. Toe hy die wond sien, sit hy so aan die ander kant van sy tafel en hy sê vir my, meneer Sondersen, dit is net gebed, dis net God alleen wat daar die wond kan heel. Ek beloof, ek gaan doen wat ek kan, sê hy vir my, en ek gaan saam met jou die pad stap. Hy beveel die suster by die wondekliniek om die wond te behandel met 'n kompressieverbande. Ook doen hy 'n operasie in my lies en verbind 2 are wat die bloedsomloop sal verbeter. 2 weke later maak die suster by die wondekliniek die wond oop en die wond is byna oordek van velle. Daar's 'n God in die hemel. Halleluja, vriende, ons kan nie twyfel aan sy liefde nie. My gebede het inderdaad voor God gekom en God het velle gestuur. Ek het geen pyn nie en ek voel 'n nuwe mens. Die son van God se liefde het weer vir my begin skyn. Die suster by die wondekliniek is so verbaas dat sy sê, Willie, this is a miracle. This is a miracle. But as you said, there are so many people that have prayed for you. This is a miracle. Nog 'n paar weke en die wond is totaal genees. Dankie Jesus. Vriende, dis God alleen wat dit kan doen. En ek wil vanaand vir u sê, mag die Here hierdie getuienis aan jou hart seën. Willie Sondersen signing off hier op hierdie Joy Mission Radio. Tot volgende week. Maranatha, Jesus kom. Amen.